Dit is wonderlik om vanoggend saam te wees. Dis Palmsondag. Vanoggend fokus ons op Jesus wat Jerusalem ingaan en ons weet die verlossing is naby. Ek wil voor ons net aangaan net sê aan die einde van die erediens gaan ons 'n bietjie anders klaarmaak as gewoonlik. So as die ligte afgaan, dan kan julle weet ons is klaar en uitbeweeg. Ons gaan steeds lekker kuier na die tyd. Vanoggend het ons gekyk na 'n gedeelte waar Jesus die stad inkom, die mense wat opgewonde is, wat hom kom loof en prys en aanbid. En dit wat hulle daar skree kom uit Psalm 118 en sê, red tog Here, gee tog voorspoed Here, prys hom wat in die naam van die Here kom. Ons seën julle uit die huis van die Here. Dit is waarmee die skare vir Jesus begroet het. So kom ons neem vanoggend 'n geleentheid en ons kom elkeen net met ons eie woorde van lofprysing vir die Here en kom fokus ons hart en ons gedagtes op hom. So kom ons neem 'n oomblik van stil gebed voor die Here. Heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. U wat was, wat elke dag is, maar wat weer sal kom op die wolke. Here, dankie dat ons saam met gelowiges deur die eeue heen U lof kan besing. Dankie dat ons saam met gelowiges oor die wêreld heen vanoggend U koningskap kan kom vier, Here. Dat ons kan weet dat U die enigste ware koning van hierdie wêreld is. En dankie dat U ons gekies het om hierdie pad met U te stap, om te deel in die heerskappy, Here, om werksaam te wees in die koninkryk. Ons staan vanoggend voor U troon en ons kom eer U as ons koning en ons Here. Mag dit vir U vanoggend lekker wees om U kerk so saam te sien en te hoor hoe ons U lof besing. Amen. Geliefdes, ek groet julle vanoggend in die naam van ons Vader, Hy wat die skepper is van die hele wêreld. Hy wat groot en verhewe is. Hy wat in beheer is, maar wat ook jou naam ken, en wat presies weet wat in jou hart leef. Ek groet julle in die naam van Jesus Christus, Hy wat die koning van hierdie wêreld is, maar wat gekies het om 'n slaaf te word, en hierdie lydingspad vir my en jou te stap. En ek groet julle in die naam van die Heilige Gees, Hy wat in ons leef elke dag, en ons kom oortuig van hierdie waarheid, sodat ons nie langer meer as slawe hoef te leef nie. Amen. Halleluja, U is koning. Here Jesus, dankie dat ons op hierdie oggend hierdie waarheid kan ken. Dat ons kan opgewonde wees, Here, dat U ons koning is. Dat U ons elkeen ken, Here, dat U ons deel maak. Maar Here, ons weet ook dat ons in 'n wêreld leef wat in stryd is met die koninkryk en met die heerskappy. En dan is dit so dat ons soms verblind kan word deur die skyn van hierdie wêreld. Here, daarom is my gebed vanoggend dat ons
nie in die bekendheid van hierdie verhaal sal vaskyk nie, maar dat ons regtig sal kom hoor wat U vir ons wil kom sê, wat U vir ons wil kom wys vanoggend. Dat ons sal sien, Here, wat U hart is. Dat ons sal sien waarvoor U hierdie tog aangepak het, Here. En dat ons harte verander sal word. Sodat ons sal inpas, Here, by dit wat U hart raak. Kom breek die woord vir ons oop. Heilige Gees, kom vestig dit in ons hartes en ons gedagtes. En lei ons in U waarheid. Amen. Ons gaan vanoggend saam lees uit Lukas 19. As jy in jou Bybel daarin wil blaai, my Bybel is dit bladsy 110. En ons gaan vanoggend sommer wegspring met die teksgedeelte. Lukas 19 van vers 37 af sê: Toe hy naby die stad kom, teen die afdraand van die Olyfberg, het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing, loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom, vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel. 'n paar fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus: Meneer, maak stil u volgelinge. Maar hy antwoord: Ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. Toe hy nog nader kom en die stad voor hom sien, het hy daaroor gehuil en gesê: As jy vandag tog wou insien wat vir jou vrede nodig is, maar nou is jy blind daarvoor. Daar sal daaroor jou kom dat jou vyande vestings teen jou oprig en jou omsingel en jou van alle kante beleer. Hulle sal jou met die grond gelyk maak en jou inwoners uitwis. Hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red, nie besef het nie. Jesus het na die tempel toe gegaan en die handelaars begin uitjaag. Hy het vir hulle gesê: Daar staan geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed wees, maar julle het dit 'n rowersnes gemaak. Hy was elke dag in die tempel besig om die mense te leer. Intussen het die priesterhoofde en die skrifgeleerdes en ook die leiers van die volk 'n plan gesoek om hom dood te maak. Hulle kon egter niks vind wat uitvoerbaar was nie, omdat die hele volk gretig na hom geluister het. Net tot sover gaan ons vanoggend saam lees. So ons het die afgelope paar weke het ons begin dink aan die lydensweg, het ons die kersse uitgeblaas om ietsie te wys daarvan dat ons nader kom aan Paasfees. En op hierdie dag is Jesus en sy disippels net buite Jerusalem. En Jesus weet, die tyd het aangebreek. Hy weet wat wag as hulle in Jerusalem aankom. Die disippels verstaan nog nie lekker nie. Ons het gesien 2 weke terug, ten spyte daarvan dat Jesus oor en oor vir hulle gesê het, hy gaan ly, hy gaan doodgemaak word, hy gaan sterf, dat hulle nog beklei oor wie is die belangrikste en wie gaan aan watter kant van hom sit in die hemel. So as hulle hierso voor Jerusalem is, dan weet ek nie of die disippels al mooi verstaan wat wag daar binne nie. Maar Jesus weet. En dan stuur hy 2 van hulle en hy sê vir hulle, gaan na die dorpie toe, waar naby hulle was, en gaan kry daar 'n donkie wat vasgemaak is. Maar dit is belangrik, hierdie donkie is nog nooit op gery nie, sê hy. Nog niemand het al op hom gery nie, hy is nog nie vir werk gebruik nie, dit is nog 'n rou donkie, as mens dit so kan sê. En dan sê vir hulle, en as dit die mense vra, waarvoor is die donkie, sê vir hulle, die meester het dit nodig.
En dit gebeur dan ook so as hulle daar kom en hulle in die eienaars vra, wat maak julle? Dan sê hulle, die meester het nodig en hulle is tevrede en die donkie, hulle vat die donkie. En so begin Jesus en sy disippels aan die tog in Jerusalem invat en hulle sit hulle boklede oor die donkie en Jesus klim op die donkie en hulle begin ry. En as dit belangrik om te verstaan dat as Jesus op 'n donkie Jerusalem inry, dan is dit nie omdat hy moeg geloop is nie. Hulle was gewoond om te loop daar waar hulle kom. Maar die teks sê vir ons, hy ry op 'n donkie, want dit moet die profesie vervul. Alles wat nou gebeur, gebeur volgens die profesie wat daar in die Ou Testament gesê is. En dit is die teks in Sagaria 9 vers 9 wat sê, juig dogter van Sion, jubel dogter van Jerusalem, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is regverdig en die oorwinnaar. Hy is nederig en ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie merrie. So wanneer Jesus op 'n donkie klim om Jerusalem in te ry, die week voor die Paasfees, dan is dit 'n publieke aankondiging dat hy die koning is. Dat hy die Messias is wat gestuur is, dat hy sy heerskappy nou begin. Maar dit is publiek. Daar's weer ons baie kere in die evangelies as Jesus met mense werk of met sy disippels praat, dan sê hy vir hulle, maar moenie vir die mense gaan sê nie, moenie vir die mense sê wie ek is nie. Want die tyd was nog nie reg nie. Maar die dag as hy op 'n donkie klim in Jerusalem inry, dan weet almal dat die koning hier is. Die mense, die skare weet, en ons het gesien in die videoetjie hoe die fariseërs sê, hulle het nog nie die donkie gesien nie, so asseblief klim net van die donkie af, want hulle soek nie moeilikheid nie, nee. Maar as die mense sien, Jesus kom op die donkie, dan weet hulle, dis hulle koning. Hulle koning is uiteindelik hier, die verlosser wat beloof is. Maar die fariseërs weet dit ook, en dis hoekom hulle wil hê dat die mense moet stil bly, hulle wil hê dat Jesus vir hulle moet sê, maar raak net rustig, bly net stil, moenie so te kere gaan nie. En Jesus sê vir hulle, maar dit gaan nie help nie. Want as die mense stil bly, sal die klippe dit uitroep, dat ek die koning van die wêreld is. Die fariseërs is ongelukkig, want Jesus is vir hulle bedreiging. Hulle het vir so lank die scepter in die hand gehad, wat hulle vir mense, wat hulle die geestelike leiers moet wees, maar wat hulle eintlik al hierdie laste op mense geplaas het. Hulle al hierdie reëls en wette gemaak het om te sê, maar eintlik moet dit so wees, en as jy moet so maak, en eers moet jy dit doen, dan is jy okay voor die Here. En Jesus het hierdie goed kom verander, hy het die klassestelsels van die samelewing kom verander, hy het wie belangrik is kom verander, hy het gefokus op die mense wat deur die wêreld eenkant gestoot is, deur die wat onbelangrik geag is, en hulle het nie daarvan gehou nie. Hulle het nie gehou daarvan dat hy teen hulle kom inwerk nie. En hulle het gesien hoe die mense begin inkoop by hierdie nuwe manier wat Jesus gebring het. Hoe mense se doen en se dink draai. En as hulle nou hierdie skare sien wat opgewonde is en wat bly is en wat vol vreugde jubel oor hulle koning, dan weet hulle, dis nou 'n probleem. Hulle moet hierdie ding, moet hulle stop. Maar ons sien dan dat die teks sê dat Jesus Jerusalem raak sien en hy begin huil. Sy hart breek vir 'n verlore stad. Die Griekse woord hierso is die sterkste woord wat vir huil wat in die Nuwe Testament gebruik word. So is nie net 'n hartseer nie. Eklausin beteken dis die klank van 'n soul in agony, sê die Engels. Of to weep loudly. Dis 'n harde gehuil oor mense wat vasgevang is in leuns, wat dink hulle ken die waarheid, maar wat nie wil sien wat is die waarheid wat hy bring nie.
En dan kom Jesus by die tempel. En dan sien ons Lukas het 'n verskrolde vertelling oor die skoonmaak of die reiniging van die tempel. In die ander weergawe van die evangelies brei hulle baie uit en so Jesus die tafels omgestamp het toe hy die mense met swepe uitgejaag het. Maar Lukas het 'n verskrolde vertelling. Maar wat belangrik is dat ons verstaan, wat gebeur eintlik hier? Waarmee is Jesus besig? Hy het nou as koning hier ingekom en hy het vir die fariseërs gesê, weet hy gee nie om nie, die mense moet nou weet, dit is nou publiek dat hy die koning is. En dan gaan hy tempel toe en die tempel en dit wat daar gebeur, het verword in dit wat dit nie moes gewees het nie. So die probleem is nie as sulks dat daar verkope plaasgevind het nie. Dit was eintlik 'n hulpbron, 'n ondersteunende praktyk. Maar as ons nou dink dat pelgrims wat van ver af gereis het, kom Jerusalem toe, hulle kom om offers te bring, maar jy kan nou nie jou offerdiere noodwendig al die pad saam reis nie. So daar was offerdiere beskikbaar, as jy van ver af kom, kan jy daar jou offerdier kry. So dit was eintlik 'n praktyk wat goed begin het. Maar toe begin dit iets word wat mense tot voordeel is. Toe begin hulle gulsig raak en hulle begin die mense uitbuit. Veral die tempel het 'n afdeling gehad waar die vreemdelinge wat kom offer het vir hulle was, so die Jode het 'n kant gehad en dan die ander. En daai mense is veral uitgebuit. So hulle het baie duur gevra vir die offerdiere wat hulle gekoop het en so aan. So dis hoekom Jesus 'n probleem het, want die plek waar mense moes kom, hulle moes hulle offers kon bring, die plek wat God se teenwoordigheid wys. En vir die mense sê, maar God is hier by ons teenwoordig, hy is besig in ons lewe, hy is teenwoordig by ons, word 'n plek van eie gewin. Word 'n plek waar ek wins kan maak, waar ek ander mense uitbuit, waar ek eintlik by hulle steel onder die vaandel van godsdiens. Dit word 'n plek waar die tempelleiers mense mislei, waar hierdie las op hulle geplaas word wat ons gesê het van al hierdie ander goed wat hulle moet doen voordat hulle reg is by die Here. En Jesus sê, maar hierdie is die plek waar mense God net moet kan kom ontmoet. As hy teenwoordigheid moet kan kom en waar hulle gehelp moet word om hierdie ervaring te hê, om hierdie geleentheid te hê waar hulle kan groei in hulle geloof, waar hulle die Here kan ontmoet. Maar hulle maak dit 'n plek wat 'n las op hulle plaas, wat hulle maak dat hulle nie die Here hier kan ontmoet nie. En dit was die probleem gewees. En dan sê dit uit die res van daai week tot met Paasfees, dat elke dag die mense in die tempel gaan leer. Hy gaan herstel dit waarvoor die tempel daar is. Hy verander dit. Hy vat dit wat verkeerd was daar weg. Hy vat die uitbuitery weg. Hy jaag die mense weg wat vir eie wins daar was. En hy gaan sit en hy leer die mense. Ons weet nie wat presies hy hulle leer, wat in daai week voor Paasfees hy met hulle mee besig is nie, maar dit sê die hele volk het kom luister. En die fariseërs nie eers probeer het om iets teen hom in te bring, want hulle het net gesien, daar gaan dit nie help nie. Maar Jesus kom herstel dit wat by die tempel gebeur. Hy kom herstel die geloofsuitdrukking daar. En kom maak dit weer wat dit moet wees. So ons sien hierso in hierdie gedeelte hoe Jesus publiek aankondig, hy is die koning, en die herstel wat daar kom nie. Want ons tema is dat die koning alles kom nuut maak, dat hy mense kom nuut maak, dat hy sisteme kom nuut maak, dat hy samelewings kom nuut maak. En daarom is dit belangrik dat ons vandag verstaan wat beteken dit dat Jesus koning is. En dat ons sien wat hier gebeur, want dit is so, as iets vir ons bekend is, dan dink ons weet, nee. Ons gaan lees nie sommer weer Noag of wat ook al nie, of Daniel in die leeukuil nie, want ons weet mos wat daar gebeur. Maar die gevaar is dat ek dan uitmis op 'n nuwe insig, op 'n nuwe openbaring wat die Gees vir my, waar ek nou is, en wat nou my lewe aan die gang is, dat ek daarop uitmis. So,
Jesus, wat die koning is van hierdie wêreld, beteken dat hy heers. Beteken dat hy in beheer is van hier waar ons leef elke dag. En as ons hom erken as ons koning, dan beteken dit ek moet inkoop by dit wat sy koninkryk is. Geloof word dikwels in mense se lewens verskraal tot ek gee my lewe vir God en ek aanvaar die verlossing sodat ek in die hemel kan kom. En al wat dit vir my is, al wat Jesus my werd is om net seker te maak, ek gaan hemel toe. Maar dit is 'n baie klein deeltjie van dit waaroor Jesus gaan. As Jesus die koning is, dan vra dit ek kies hom vir wie hy is. Ek kies hom nie bloot vir dit wat ek kry uit dit uit nie. Dan moet ek bereid wees om my lewe vir die koninkryk te gee. Dan moet ek bereid wees om die offers te maak wat nodig is, sodat my lewe inpas by die koninkryk. Die koninkryk kan nie aanpas om by dit wat vir my gemaklik is, in te pas nie. En dis 'n belangrike ding wat ons vanoggend moet besef. As ons op pad is na Paasfees toe, dat daar 'n koninkryk is waarvan ek kies om deel te wees. En dit wat Jesus gekos het om hierdie koningsheerskappy vir my 'n werklikheid te maak, is alles. En dan mag ek dit nie verskraal tot net, ek wil tog net asseblief in die hemel kom nie. En die res is nie vir my bedoel nie, of die res is nie op my van toepassing nie. Dit kan nie so werk nie. Die ander kant daarvan is dat dit vir die kerk ook 'n waarheid gee. En as ons van die kerk praat vanoggend, dan is dit die algemene kerk van God. Dit is nie 'n denominasie nie, dit is nie 'n gemeente nie. Dit is die kerk. Die gevaar vir die kerk is dat ons soos die fariseërs en die tempelleiers sal word. Waar dit waarmee ons besig is, nie die belangrike goed is nie, waar ons met kantlyn goed besig is, en dit vat al ons tyd op, en ons stry en beklei oor goed wat onbenullig is, maar ons is nie besig met die koninkrykswerk waartoe God ons roep nie. Ek dink dat die geskiedenis van die kerk oor die algemeen is al baie goed wat mens na kan kyk. En ons groot voorbeelde soos kerke wat voorspoedteologie verkondig, wat presies eintlik dit is, nie, dis winsbejag ten koste van God se eer. Maar as het naaidag by my Vrydag Bybelstudie, toe ons met ons laaste Bybelstudie besig was, gepraat oor hoe die kerk op 'n stadium so gefokus was op wat trek jy aan op 'n Sondag as jy kerk toe kom, dat mense weggewys is by die kerk as hulle nie op ander se standaard aangetrek is nie. Hoeveel mense uitgemis op die evangelie omdat ander mense besluit jy is nie grand genoeg aangetrek nie. En dit kan nie so werk nie. So kan ons 'n klomp goed noem. En dit is groot goed, maar ons kan so maklik besig raak met goed wat nie ewigheidswaarde het nie, wat nie koninkryksgoed is nie. En ons mis dit wat ons eintlik moet doen. Jesus kom wys vir hulle en vir ons, daar is soveel meer. Hy gaan oor meer as net om in die hemel te kom. Hy gaan oor omgee. Hy gaan oor raak sien
wie is alleen, wie is hartseer, wie is gebroken, en 'n hand uit te reik. Hy gaan oor raak sien wie is honger, en iets te ete te gee. Hy gaan oor raak sien wie word uitgestoot, en hulle deel te maak. Hy gaan oor raak sien waar onreg gebeur, en geregtigheid te laat geskied. Dit is die koning wat ons dien. Dit is die koning wat op sy donkie inry in Jerusalem daardie dag. En dis waartoe hy ons roep. Dit is ons fokus vanoggend. Die koning kom maak alles nuut. Hy kom maak my en jou nuut. Hy kom verander ons, sodat ons menslikheid nie meer voorop staan nie, maar dat ons koninkryksvisie die hooffokus van ons lewe word. Hy kom verander ons as hy ons nooi op hierdie pad saam met ons. Daar's 'n lied, 'n Paasfeeslied wat sê, daar's 'n dierbare kruis. Dis nie 'n dierbare kruis nie. Dis 'n kruis van angs en van marteling, van seer, van verwerping, van Christus se grootste offer wat hy gebring het. En hy nooi my en jou om hierdie pad saam te stap. Ons hoef nie die kruispad te stap nie, omdat hy dit gedoen het. Maar hoe stap ek en jy die pad van die kruis af saam met hom? Waar lê my fokus? Wat is ek bereid om te gee om hierdie pad te stap? Is ek bereid om te offer wat dit van my vra, soos wat hy sy lewe geoffer het? Amen. Here Jesus, dit is vir ons lekker en 'n voorreg as ons U as ons koning kan verheerlik en kan vereer. Dit vul ons harte met vreugde as ons U lof besing. Dankie dat U mens geword het. Dat U op aarde tussen ons kom woon het, Here, sodat ons U kan leer ken. As koning, maar ook as die offer wat vir ons gebring is. En Here, mag ons in hierdie Paastyd fokus op dit wat U kom vernuwe, dit wat U kom nuut maak, oor die nuwe moontlikhede wat daar vir ons is, Here, saam met U. Dat ons nie sal kies om vasgevang te bly in ou maniere, in sondige bestaan, in flou verskonings, Here. Maar U 'n brandende passie in ons harte sal ontvlam vir U wêreld, vir U koninkryk, Here. Dat ons nie anders sal kan as om uit te gaan en die wêreld te gaan verander met U liefde nie. Dankie dat U ons deel maak daarvan, Here. Dat ons die voorreg het om as individue en as kerk in U wêreld 'n verskil te maak. Wys vir ons, Here, waar dit nodig is. Maak ons vrymoedig en braaf om dit te gaan doen. Ons verheerlik U vanoggend as ons Here en ons God. Amen. Daardie Sondag het Jesus op 'n donkie die stad ingery. Die mense het hulle palmtakke geswaai en geskree, loof hom, loof hom. En hierdie week het hy die mense geleer in die tempel. Maar elke dag wat verbygegaan het die werklikheid van die Vrydag groter geword.
En soos ons hierdie week deurgaan, wil ek dat ons Jesaja 53 se woorde onthou. Laat ons ook dink oor Vrydag wat nader kom. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly. Hy het nie gekla nie. Soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word, en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. Terwyl hy gelei het en gestraf is hy weggeneem. En wie van sy mense het dit ter harte geneem, dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Hy is gestraf oor die sonde van my volk.